gemeente tans kyk ons kortliks net weer na dit wat in hierdie wêreld gebeur, wat vir ons eintlik wys dat ons inderdaad in die seisoen van die eindtye lewe. En ek wil vandag net een van hierdie gebeurtenisse wat die 13de September plaasgevind het met jou deel. Kyk gou na hierdie kort video. On this final day in Singapore, September 13th, concluding his trip to Asia and the Pacific, Pope Francis spoke to young people at an interreligious gathering. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Mevrou van God, 'n Christen, is iemand wat bely dat Jesus die enigste weg is na die Vader. Johannes 14 vers 6 is baie duidelik. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Daar is nie baie paaie na die Vader nie. Jesus is die enigste een wat sy lewe aan 'n kruis opgegee het, sodat ek en jy die ewige lewe mag beerwe. Jy sien, hoe nader ons gaan kom aan die eindtye, hoe meer gaan ons van hierdie tipe desepsies hoor. Ons kan dan ook hier by vrou wat hom ken agterkom, dat hier op ons blad sien minder en minder van die 50.000, meer as 50.000 vroue ons weeklikse blogs en video's. Ons glo die rede is dat Christelike blaaie meer en meer onderdruk word en nie sigbaar is nie. Ons het natuurlik gaan bid oor hierdie saak en ons het gevoel dat elke vrou van hierdie groep moet ten minstens probeer om of op ons WhatsApp groep te kom of ons nuut gestigte Telegram groep. Maar ons wil amper jou meer motiveer om op Telegram te gaan. Die rede hiervoor, Telegram word nie gesensor nie, en as jy aansluit by die vrou wat hom ken kanaal, kan niemand jou selfoonnommer daar sien nie. So as jy nog nie Telegram het nie, laai dit af en gebruik bloot die link wat ons hierbo gaan deel. As jy nog steeds eerder WhatsApp verkies, stuur vir ons 'n DM, 'n direct message op Facebook en ons sal vir jou die link stuur. Ek hoop jy sal dit bidend oorweeg om op een van hierdie twee platforms vroue wat hom ken te volg. Deel ook asseblief hierdie video, deel ook die WhatsApp en die Telegram groepe met al jou vriendinne, sodat meer en meer vroue hulle hemelse Vader dieper en dieper kan leer ken. Tot ons weer gesels.